Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dis vandag Dinsdag, die 20ste Januarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê 77-jarige man vermoor by sy seun se graf in Stellenbosch. Nuushooftrekke vir vandag. Vrae ontstaan oor 65-jarige weermaghoof nog steeds in sy pos. 77-jarige man vermoor by sy seun se graf in Stellenbosch. Dolly Parton vier haar 80ste verjaarsdag saam met vriende. Sanibel Williams noem dat Nieu-Seeland 'n nuwe kaptein benodig. Swiatek wen 'n moeilike tenniswedstryd. Suid-Afrika dames hokkiespan wen Kanada. Piet Stompie de Koker, wat 77 jaar oud is helder oordag met 'n mes doodgesteek terwyl hy by die graf van sy seun Werner, wat 45 jaar gelede op 3-jarige ouderdom dood is in die begrafplaas by Onderpapegaaiberg besoek het. Hy is vermoedelik Saterdagoggend reeds dood gewees, maar sy lijk is eers om 15:45 deur 'n buurtwaglid ontdek. Die motief vir die moord word tans ondersoek. Die Stellenbosch munisipaliteit sê misdaad soos die is ongelukkig die werklikheid oor die land heen en raak Suid-Afrikaners daagliks. Die munisipaliteit werk saam met die owerhede en sal enige ondersteuning en inligting tot sy beskikbaar stel wat kan help met hierdie ondersoek. De Koker het met sy motorfiets na die begrafplaas gery, maar die motorfiets was steeds daar geparkeer toe sy lijk ontdek is. Speerders van die Stellenbosch polisie ondersoek 'n moordsaak en niemand is nog in hegtenis geneem nie. De Koker se dogter, Liesel, wat 52 jaar oud is, sê haar pa het graag haar boetie se graf besoek, plantjies geplant en dit in stand gehou. De Koker word deur sy bure in die strand as 'n vriendelike en saggeaarde mens beskryf. Veiligheid in en rondom die begrafplaas is 'n lange kwessie onder die inwoners. In Junie 2024 het die koerante berig 'n inwoner van 'n gerief wat mense met intellektuele gestremthede versorg, naby die begrafplaas aangeval, beroof en ernstig beseer is. Daar is 'n groot behoefte aan veiligheidsmaatreëls soos kameras wat na bewering kan naspeur, selfs in die nag met infrarooi ligte. Ingryping op hoë vlak, soos deur die Weskaapse premier Ellen Winders nodig is gesê. Begrafplase word landwyd brandpunte vir misdaad soos dwelmgebruik, vandalisme en aanvalle, in hierdie geval moord. Ons wil ons innige meegevoel betuig met die familie en geliefdes wat hierdeur geraak is. Die polisie ondersoek hierdie saak van moord. Nie net eers daar ontevredenheid oor die Suid-Afrikaanse nasionale weermag wat na bewering opdragte van president Cyril Ramaphosa geïgnoreer het oor Iran se deelname aan vlootoefeninge verlede week in Suid-Afrika, maar antwoorde word nou ook geëis oor waarom die weermaghoof op 65-jarige ouderdom steeds hierdie kritieke pos beklee. Die parlement vra hoekom na 6 weke kon minister Angie Motshega van verdediging en minister van militêre veterane steeds nie beantwoord word nie. Die SANW se aftree ouderdom verlede in hierdie vorm is 60 jaar. Jy kan nie outomaties langer aanbly. Motshega se woordvoerder het gister navraag oor die weermaghoof se amptetermyn na die presidentsie verwys omdat die president die weermaghoof aangestel het. Vincent Magwenya, Ramaphosa se woordvoerder, het gister in reaksie gesê hy sal eers meer inligting oor die aangeleentheid moet inwin voordat hy kommentaar daaroor kan lewer. President Cyril Ramaphosa het gister sy droefheid uitgespreek oor die geweld op die Kaapse vlakte oor die afgelope naweek en 'n ongeluk wat gisteroggend die lewe van 13 skoolleerders geëis het. Die geweld op die Kaapse vlakte, sê Ramaphosa, gemeenskappe kan sterker wetstoepassing en verhoogde polisie sigbaarheid verwag om die geaffekteerde gemeenskappe te stabiliseer en die potensiaal vir verdere geweld te verminder. President Ramaphosa erken die vrees waaraan misdadigers inwoners onderwerp en doen daarom op 'n beroep op gemeenskappe om hulle vennootskap met die wetstoepassingsagentskappe en gemeenskapspolisie diensvorings te versterk. Die president het ook sy medelee uitgespreek teenoor die families van onderwysers, klasmaats en vriende van die 13 slagoffers wat gisteroggend op die R553 pad naby van 'n Vanderbijlpark in 'n ongeluk oorlede is. Dolly Parton kon gister op haar 80ste verjaarsdag meer as een ding vier. Billy het 'n proklamasie onderteken wat 19 Januarie 2026 as Dolly Parton Dag verklaar. Dolly Parton se lewe is verweef met Tennessee se musiek, kultuur en ryk geskiedenis, het Lee aan die media gesê. Parton bekend om treffers soos 9 to 5, Coat of Many Colors, I Will Always Love You. Jolene is ook bekend om haar filantropiese werke. Parton het meer as 100 miljoen opnames, albums verkoop, verskeie nommer 1 treffers op Amerikaanse treffersparades opgelewer en 11 Grammy musiekpryse gewen.
Dolly Rebecca Parton was op 19 Januarie 1946 in Sevier Country, Tennessee gebore en was een van 12 kinders. Parton het in 'n musikale familie groot geword en op 7 leer gitaar speel. Die dodetal in Mpumalanga het gister nog op 20 gestaan, sowat 1500 huise is ook in die vloede verwoes. Daar sal sowat 2 miljard rand benodig word om die skade in Mpumalanga te herstel. Verskeie paaie en ander openbare infrastrukture is in die vloede verwoes. Die Kreerwiltuin het gister weer sy hekke vir besoekers heropen nadat dit Vrydag gesluit is. Die reën het Sondag vir 'n rukkie opgeklaar, maar weer Sondag aand hervat en oornag verdere skade aangerig. JP Lou, woordvoerder van die Kreerwiltuin, het gister gesê 'n kwotastelsel vir dagbesoekers sal geïmplementeer moet word. Die dodetal weens die verwoestende vloede in Limpopo het intussen tot 18 gestyg. 2 tienerseuns van onderskeidelik 15 en 17 jaar het Sondagmiddag vermoedelik in Lepalaborwa ook verdrink. 'n Derde tiener kon homself uit die watermassa van die Salati rivier bevry. Reën het gister steeds oor veral die noordoostelike dele van Limpopo uitgestak. Tientalle skole in Giyani gebied sowel as Bollebedo buite Tsaneen is steeds gesluit. Leidens se verklaring van die Departement van Onderwys sal leerlinge na verwagting vandag na skole kan terugkeer. Die soektog na 2 mense wat Saterdag deur die Tshwengane rivier buite Thohoyandou meegesleer is duur voort. 14 leerlinge is dood en 4 beseer in 'n ongeluk wat omstreeks 06:50 gebeur het. Die bestuurder van die taxi waarin hierdie kinders gereis het die ongeluk oorleef. Die taxi was onderweg na die El Shaddai Christian School. Dit was gisteroggend op die ongelukstoneel waar die families van die slagoffers saamgedrom en antwoorde van die owerhede geëis het. Die jong leerlinge se lyke was nog op die toneel gewees. Stukke metaal van die taxi het hulle lywe deurboor. Nooddienspersoneel op die toneel het in die koerante gesê dis een van die ergste tonele in jare op Gauteng se paaie gewees. Luitenant-kolonel Mavela Mosondo, 'n polisiewoordvoerder in Gauteng, het bevestig dat die polisie saak van strafbare manslag ondersoek. Die preking van Bracken Clouseer in die Vrystaat het die stoetbedryf van die provinsie in verwoestende knou toegedien met bykans 90% van die beplande stoetveilings vir beeste wat gekanselleer of tot April uitgestel is. Bykans 90% van die veilings wat in Maart, Februarie en April sou plaasvind is uitgestel of gekanselleer. Dit raak nie net teelers nie, maar die hele waardeketting, die vervoermaatskappye en vervoerders tot plaaslike werkers en afslaers. Indien die virussiekte op 'n plaas aangemeld word, geld daar 'n 12 maande kwarantyneperiode. Boere word versoek om hulle diere dagliks vertekens van hierdie siekte te monitor, die beweging van vee tussen plase beperk, enige moontlike gevalle onmiddellik by 'n plaaslike veearts of staatsveearts aan te meld en bioveiligheidsmaatreëls toe te pas. Bracken Clouseer is 'n hoogs aansteeklike siekte wat vinnig kan versprei en verwoestende ekonomiese en voedselveiligheidsgevolge kan hê as dit nie betyds beheer sal word nie. President Donald Trump het sy pogings om beheer oor Groenland te verkry gekoppel daaraan dat hy nie die Nobel Vredesprys gekry het nie en gesê hy dink nie meer suiwer aan vrede nie. Die geskil oor die eiland het gister gedreig om opnuut 'n handelsoorlog met Europa te ontketen. In reaksie op Groenland dreigemente oorweeg die Europese Unie dit om sy eie maatreëls terug te slaan. Die Noordse Nobelkomitee het Trump geïrriteer deur die 2025 Vrede Nobelprys nie aan hom toe te ken nie, aan Maria Corina Machado toe te ken. Sy het verlede week haar medalje aan Trump oorhandig op 'n vergadering in die Withuis, hoewel die Nobelkomitee gesê het die prys kan nie oorgedra of gedeel of herroep word nie. Trump het Saterdag beloof om van 1 Februarie 'n golf van nuwe tariewe op die Europese Unie, naamlik Denemarke, Swede, Frankryk, Duitsland, Nederland, Finland en Noorwe, asook Brittanje te hef, totdat Amerika toegelaat word om Groenland te koop. Die EU-leiers sal hulle opsies donderdag bespreek op 'n noodberaad in Brussels. Een opsie is tariewe op Amerikaanse invoere. Altesaam 331 inhegtenisnemings is sedert 1 April 2024 in verband met afpersingssake in die Wes-Kaap uitgevoer, want daar was nog net een skuldigbevinding gewees. Die statistieke moet verander, so sê die DA, in die nadryf van die massaskietery Saterdag by 'n Shabin in Marikana informele nedersetting buite Kaapstad. Intussen word 2 mense wat die skietery oorleef het, nog vir hulle beserings behandel. Die Shabin-eienaar, 'n 43-jarige vrou, tel onder die slagoffers. Afpersingssyndikaate terroriseer gemeenskappe oor die Kaapse vlakte heen en gaan straffeloos voort terwyl wetsgehoorsame inwoners die prys met hulle lewens moet betaal. Die DA doen 'n beroep op die polisie en talle ander relevante toepassingsowerhede om dringend op te tree en geen steen onaangeroer te laat om diegene wat verantwoordelik is vir hierdie gruisame gewelddade te identifiseer en hegtenis te neem en suksesvol te vervolg nie.
Die Cheetahs het rustyd nog met 21-14 voorgeloop. Die Cheetahs was voor dit op 13 Desember laas teen Stuytse Francis in Amsterdam in aksie gewees. Volgens Steyn het min rugby die afgelope maand hulle aan die einde gevang. Steyn sê hulle het in die tweede helfte genoeg balbesit en genoeg kanse gehad. Ons kon dit net nie in punte opskep, het hy gesê. Toernooie wat oor 3 dae gespeel word, was een van die unieke kenmerke van die LIV wegbreekreeks, maar het dit daartoe gelei dat die reeks spelers nie vir wêreldranglys-punte in aanmerking kon gekom het nie. Die Spanjaard Jon Rahm, wat in die stadium die voorste speler in golf was, het sedert hy in 2024 by die LIV-reeks aangesluit het, na die 98ste plek op die wêreldranglys teruggesak. Brooks Koepka, 'n 5-malige major-wenner en een van die LIV golf se groot name, het onlangs aangekondig hy sluit hom weer by die Amerikaanse PGA-reeks aan. Chris Gotterup het Sondag sy derde PGA-titel gewen toe hy in Honolulu, Hawaii met 2 houe in die Sony Open geseëvier het. Die Spanjaard Nacho Elvira het Sondag ook sy derde Europese DP World toernooi gewen toe hy met die wencheck in die Dubai uitnodigingstoernooi weggestap het. Die Suid-Afrikaners Dylan Fratelli op 72 houe en Tristan Lawrence op 67 houe het saam met die Fransman Anthony Rosner op 69 houe in die 10de plek geëindig. Sonny Bill Williams het sy stem by die huidige All Black bespreking gevoeg en gesê dat die veranderinge aan hierdie span nie by die afdanking van die afrigter Scott Robertson moet eindig nie. Williams verander 'n video op Instagram dat die losvoorspeler Ardie Savea as die kaptein moet oorneem. Hy is ons man vorentoe, het hy gesê. Hy het die prestasies om het te bewys. Kyk wat hy in die verlede saam met Moana vermag het. Williams wat deesdae in Sydney gesetel is en tussen 2010 en 2019 in 58 toetse gespeel het, insluitend verskeie seisoene saam met Savea en Barrett. Hy sê ook dat die inkomende afrigtingsgroep op spankultuur moet fokus. Williams noem Jamie Joseph, Tony Brown, Dave Rennie en Tana Umaga as moontlike kandidaate om Robertson op te volg. Dit is 'n uiters uitdagende seisoen wat vir die All Blacks voorlê. Hulle begin in Julie met toetse teen Frankryk en Ierland voordat hulle na Suid-Afrika reis om 4 keer teen die Springbokke te gaan speel. Nadine Roos, wat 29 jaar oud is, kaptein van die nasionale vroue 7 span en haar spanmaats, het die naweek Sevens 3 toernooi in Dubai gewen deur Argentinië in die eindstryd met 12-5 te wen. Roos was verlede jaar 'n sleutelspeler vir die Springbok vrouespan in 15s, wat die eerste keer tot nou toe nog die kwart eindronde van die Wêreldbeker toernooi in Engeland gehaal het. Ons doelwit was om die afgelope naweek die toernooi te wen, maar die groter doelwit was om te kwalifiseer vir die Sevens 2 reeks. Ons weet dit gee ons 'n kans om weer deel van die topliga te kan word. Iga Swiatek het 2 ure in die Lord Laver Arena in Melbourne nodig gehad om die ongekeerde Chinese Ye Yuan van China met 7-6 en 6-3 tot oorgawe te dwing. Swiatek het in die eerste stel verroes voorgekom en 21 ongedwonge foute begaan en sy was self skuldig aan 3 dubbelfoute op haar afslaande. In die tweede stel het Swiatek goed begin deur 2 keer op Yuan se afslaan deur te breek met 'n voorsprong van 3-0. Swiatek erken sy was nie op haar beste teen Yuan nie en moes harder as gewoonlik werk om die Chinese te kan wen. Sy kom volgende teen die omgekeerde Tsjech Mari Bezoekova te staan. Die derde gekeerde Amerikaner Coco Gauff was vroeër ook nie op haar heel skerpste gewees nie, maar het Kamila Rakimova van Oezbekistan steeds in skoonselle gewen. Gauff het 7 dubbelfoute en 31 ongedwonge foute begaan aan haar oorwinning van 6-2 en 6-3. Gauff se teenstander in die tweede ronde is Olga Danilovic van Servië. Danilovic het die veteraan Venus Williams se deelname aan die eerste Grand Slam toernooi van die seisoen tot 'n einde gebring deur 'n titaniese stryd in 3 stelle met 7-6 en 6-3 en 6-4 te wen. Die vierde gekeerde Amanda Anisimova van Amerika het net 60 minute nodig gehad om Switserland se Mona Walter met 6-3 en 6-2 te wen, terwyl die 6de gekeerde Jessica Pegula, ook van Amerika, op 'n drafstappie met Rusland se Anastasia Zakharova klaar gespeel het. Haar telling was 6-2 en 6-1. 'n Pakistanse cricketspan het Saterdag 'n wêreldrekord behaal toe hulle die laagste teiken ooit in die eerste rangse cricket, net 40 lopies, suksesvol verdedig het. Dit oortref die 232-jarige ou rekord wat Engeland in Oldfields in 1794 opgestel het, toe hulle die MCC op Lord's Old Ground met 6 lopies geklop het, deur 'n totaal van 41 lopies te verdedig. Die sterbelaarde kolflys, wat deur die Pakistan-kaptein Shan Masood aangevoer is in 19,4 bilbeurte uitgebou, met Salufa Bangas wat dubbelsyfers kon behaal met 'n telling van 14 lopies. Die draaier Ali Ousman het 6 vir 9 het verwoesting vir hierdie span gesaai. Nieu-Seeland het Sondag 'n dapper 124 lopies deur Virat Kohli oorleef en Indië met 41 lopies geklop
om vir die eerste keer 'n eendag reekssege op Indiese bodem te beklink. Mitchell het 137 aangeteken en Phillips het 106 lopies van 88 balle geslaan. Die Swartpette daarna vir Indië vir 296 en 46 balbeurte uitgehaal. Nieu-Seeland het al 7 van sy vorige eendag reeks in Indië verloor. 'n teleurstellende rekord wat na 1988 terugdateer. Die Swartpette het in Oktober 2024 hulle eerste toetsreeks wen in Indië behaal met 3-0 en het nog 'n mylpaal in die pas afgelope reeks bygevoeg, ondanks die feit dat verskeie sleutelspelers, waaronder Kane Williamson en Mitchell Santner, afwesig was. Die Suid-Afrikaanse vrouehokkiespan het die naweek hulle laaste 2 wedstryde teen Kanada by die Hoërskool Mendo Park in Pretoria gewen en sodoende die reeks van 5 toetse met 3-0 beklink. Sirian Fourie was die derde kwart in die kol met gebroke spel gewees. Noraya Bell was Saterdag die 7de dieweling wat die tuisspan ingespan het. Suid-Afrika het nie 1 doel in die reeks afgestaan nie. Die Suid-Afrikaanse mans is môre en Vrydag in 2 toetse teen Nederland in die Hartlepool Stadion in Kaapstad gewiggel, volgens die SAHOC.co.za. Novak Djokovic het gister met sy oorwinning in die eerste ronde van die Australiese Ope die eerste speler geword wat met 100 seges in 3 verskillende Grand Slam toernooie kan spog. Die 4de gekeerde Serveer het met 6-3, 6-2 en 6-2 in net 2 ure se spel maklik met Spanje se Pedro Martinez afgereken. Djokovic sê hy was vroeg in sy loopbaan bevoorreg en het mense in sy kamp gehad wat hy op toesien het dat hy nie te gou uitbrand, het hy gesê. Advertensie van Netwerk 24. Teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeo for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig namens jou registreer. Weerberg vir die streek lyk so: Messina 17 en 19, Polokwane 15 en 18, Lephalale 15-18, Mbombela 17-23, Maikeng 16 en 30, Pretoria 16-25, Johannesburg 15-26, Ermelo 11-20, Galagari 21-37, Gaborone 17-23, Richards Bay 18-26, Pietermaritzburg 14 en 18, Durban 18-27, Port St. John's 16-26, Pongola 16-27, Maputo 20-26, Bethlehem 11-28, Bloemfontein 16-33, Allewal Noord 12-29, Welkom 18-33, Vryburg 17-33, Kimberley 17-35, Appington 18-37, Prieska 17-35, Springbok 17-38, Karasburg 19-36, Keetmanshoop 21-37, Mariental 22-36, Alexander Bay 14-27, Brandvlei 17-35, Loederits Bay 16-27, Vredendal 15-38, Kaapstad 18-27, Sutherland 9-27, George 15-24, Jeffreys Bay 16-23, Caparra 16-25, Graaff-Reinet 8-27, Kaapogillas 16-24, De Aar 13-31, Molteno 8-22, Beaufort West 13-30, Oos-London 12-23 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag: die rand verhandel teen R16.39 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11. Die euro verhandel teen R19.08. Die pond kos R22. Die yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $2,378. Palladium per fyn ons is $1,844. Silwer per fyn ons is $94.66 Amerikaanse sent. Goud per fyn ons is $4,570. Brent olie per vat is $64.13 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.